Die skougronde was eers rugbyveld. En okay, toe het hulle dit verskuif daar waar dit nou is. En okay, die paviljoen was die skou, dit was die brug oor die Oranje rivier. Ja. En ook hulle het dit toe getender toe hulle die nuwe brug bou, toe die skou getender daarvoor en toe het hulle dit gekry. Toe het hulle dit gaan afbreek en toe het hulle 'n paviljoen gebou vir dit. Ja. Toe was dit nou jare reg geweest, op die rugbybaan het ons skou gehou. En in elk geval en toe besluit hulle nou na die nuwe skougronde skuif ons boontoe want dit was bietjie ver geweest, daarbo was tog maar die ou geboue. En okay, toe skuif ons dit op soos dit nou vandag is. Was 'n skoolatletiek geriewe ook daar gewees. Ja. Nou, wanneer het dit gebeur? Joe, Artie. Kyk, ek het uit die skool uitgekom in 1953 Desember. Dus ek gister gesê ek is van 55 op die komitee onafgebroken. By 69, 70 was hier 'n geweldige droogte. En toe die skou amper, skou in die boerevereniging, maar amper oor ons min mense basies amper een liggaam. En toe die skou weens die droogte het laai jaar die skou afgelas. En die genade het skou weer opgestaan. Regtig, en daarvan af gaan ons onafgebroken gaan. Hoor jy nou, sê vir my, wanneer kan jy onthou wanneer was die eerste skou hier gehou geweest? Kyk, is nou 85, ek weet nie. Ek het gehoor, dinge is 85. 80 Ja, jy sê ek weet nie wanneer. Kyk, okay, hoe hy by dit uitkom is Jack Schoemans het 'n beker wat sy oupa mee beeste verower het. En op dit het 1912 gestaan. Okay, so dis waar dit vandaan af gestaan. Dan weet jy mens 1912. Of was dit net of nie? Ja, kyk. As dit 1912 dan is dit al amper 100 jaar. Ja, Ja, nee, dan is dit ek weet nie, daai beker seker weggeraak of hoe. ek weet nie waar sy nie. Ja. Ons moet vir die Ja, okay, by die saalperde het ons nou at julle begin wanneer? Okay, saalperde het ons nou ons het maar altyd saalperde gehad. Maar gewone perde, plaasperde, skape, beeste. Hier was bekende families wat jy dis boerperde. Kyk, soos Neil Libbe se pa en Willem Libbe en dan van Wyk broers. Hulle het regtig sê ek ken nie die boerperde se geskiedenis, maar hulle het regtig, ek dink dit was amper maar effens saalperd bloed in hulle, maar dit was regtig baie mooi perde vir daai tyd gewees. Die Libbe familie en dan die van Wyk familie. En in daai tyd weet hulle, ons skoolkinders daarbo, het hulle die perde ingelei. Wat Beiersberg is omtrent seker, ek het gisteraan vir iemand sê, seker maklik 25 kilos uit die dorp uit. Daar ons mos nie horseboxes of daai goed verraad. Die arbeiders het hulle ingelei van die plaas of Peralta. Ja. En ek sou sê regtig dit was bittermooi perde. Nou, die ander ding was, okay, onthou jy daai keer wat is Jacobs van Forsman? Kanon, Herkens was ook goed verteenwoordig. Hulle het met die trein gekom tot op die stasie. En daar vanaf is hulle vervoer met 'n groot lorry, wat die poslorry het ons dit nou maar genoem. Al die goed het maar moes met die trein gekom. En van daar af het hulle dit ingevoer. En toe onthou jy toe die lorry moes nie genoeg aan die trein gekom nie. O, dan laai regtig. Ja, en toe val die perd daarin. Toe moes hulle een perd doodskiet. Ek weet nie eens daarvan. Ja. Dan vertel my gou soos jy nog straf my vertel het daai hoe julle die paviljoen geskuif het en al daai. Vertel my daai storie. Okay, maar vertel my daai storie. Dit het amper baie van ons rigte gebreek, want Kobus de Beer was daai jaar president gewees. En ons het nou nie hierdie swaar gereedskappe vir ons, maar met arbeiders en manne het ons ons het die raamwerk het ons opgeskrywe. Ja. Okay, julle het eers die besluit julle gaan nou die baan bou. Ja. Begin ons van daar. En die baan was nie eers soos hy nou gelees nie. Die baan was af. Verder van die mense, daar waar die mense nou sit en teedring, was die baan eers so afgelê. En
Dit ons hom geskei maar met arbeiders deur die genade, baie vaardig geweest. En nou Kobus en 'n hele paar, ek kan nou nie onthou wie van ons was almal daar nie, maar dit het nogal gekos om hom daar bo te kry. Op fisiese krag. En dan jy het vir my vertel van hoe die paviljoen gebou was. Geef my 'n bietjie daai storie. Kyk die paviljoen. Ja, die paviljoen was mos nou die ou brug. En okay, toe hulle nou getenner vir dit, toe hulle nou al hierdie vreeslike eisters het hulle nou ingebring. En toe hulle nou die paviljoen daarop so gebou met die ou brug. En okay, dit was toe nou die paviljoen geword. Ja, maar hy het toe nou ondergestaan, maar hy het nog by die rugbyveld. Ja, hy was en die skool het byeenkomste ook gehou. Alvorens hulle opgeskryf het daar waar die mooi kos, jy sien daai mooi kos is vir ons bietjie afneem. Ek hoop ek is ook. Ek sê dit is ek het hom gesien, hy het toe ingekom en hulle toe nou weer pragtig. Ek dink wat ek net aan die begin wil sê, hier was 'n persoon oom Arie Jacobs, DF Jacobs. En daai terrein is na hom vernoem. Dis onthou jy DF Jacobs terrein. Maar vandalisme en daai goed uiteindelik die benaming van hom is toe nou daar wegvat, maar regtig hy was 'n boer wat baie opgeoffer in daai tyd, is nou nie meer vandag daar nie, maar en hy was ek dink al die eer kom hom toe dat daai terrein is waar hy vandag is. Ons hom nou basies aan stand en goed. Nou sê vir my 'n bietjie, watter groot Saalperk mense kom van die wêreld af? Is dit nou Jack Skuman wat ons van weet? Pierre Jacobs het ook goeie perde geteel. Corrie Luke birthday surprise. Ons was so familie maar amper hier sal ek sê. Lukie Luke. Hy het 'n bittergoed by hom Fanie Forsie wat die ou vader is van die Saalperk amper in die Vrystaat was. Het Lukie gehad. Koos Pinaar was 'n bekende en sy broer Kleinkoot wil ek Swartkoot wil ek inbring. Ek het tot 'n mate ook perde toe beginne. En dan ons was gekoppel baie sterk aan die Karoo. Richmond. Om self van die Hewer Oufontein wat ook president was op beslag. In Korrels. Ek gaan nie name nie, maar ons was baie sterk gekoppel aan Richmond. Makkie Bilsiberaar. Ja, nee, hy is maar ek onthou ja. En okay, onthou jy toe dit maar soort van aangesteek. Hier was toe ander mense wat ook perde. Onthou jy vir Isak Nel? Ja, kyk en Isak Strauss doen hulle. Isak Strauss en Isak Nel, hulle het ook almal nader, elkeen al party net 1 of 2 perde gehad. Wat ook maar okay, Danel van der Linde. Sy het ook nader perde gehad. So die ding half kan ek amper sê aangesteek, jy weet. Mense wil nie name noem nie, maar self Beaufort. Jy moet name noem, ons soek nie name. Selfs mense so van Beaufort Wes af. Ja. André de Villiers en sy broer was David de Villiers. André, dit is nou John se pa. Ja. Hulle het baie goeie perde gehad en dan sy broer David het heknies gehad. David was tot 'n mate effens gestremd weens ek weet nie wat daai ding maar wragtig hy het heknies gehad en hy kon hulle gedryf het. Hy daar in Beaufort Wes op Little England, daai berge vir geboorte ek verstaan. En dit is 'n André de Villiers, 'n Pierre de Vos het bitter goed gery ook van Beaufort. Ek kan nie sy perd nou meer onthou. Ja, die eerste een was ou Japie geweest. Japie van Middelburg Kaap. Nee, die perd se naam was Japie, ja. Onthou jy, hy was so 'n instelling kan ek amper sê. Ja, dit is nou. Ja. En maar jy sê jy's nou van 1955 op die komitee, ja. Dit is nou hoeveel jaar is ons nou by? Dis 'n hele paar. Dit is oor 60 jaar. Ja. Ja, dis al van 50 jaar. Ja. En dan net ek is nou 37 jaar sekretaresse. En okay, Attie en Jack het eintlik my voorgestel. My man het by die huis gekom en toe sê hulle het gesê wil jy nie sekretaresse word nie. Dis ek nee, ek weet nie. Ja, dit sal 'n goeie ding wees. Nou ja, daar sit ek nou nog vandag met dit ja. Nee, mens wil nie, jy gaan mense mis. Maar hier in Luko was 'n Niels Libbe. Hy was in daai jaar was ou Niels baie bekend geweest. En hy het Royal Conowingo gehad. Perd wat hom Piet Lou
en ek dink Pieter was met nou in Richmond daai tyd. Wat Indiana is ingevoer het, dink ek. En nou Niels was ook 'n geesopskouer geweest. Ja, dat is fantasties. Okay, dan kan ek vir jou ook sê, ek weet nie of jy belangstel in daai skaapkompleks. Ja, vertel ons 'n bietjie Ja, van dit. daar was, okay, Oes het na ons toe gekom. Okay, ek weet nie, eintlik die skou het na Oes toe gegaan en gesê, sal hulle nie vir ons veilings aanbied nie. En dan die kommissie het hulle toe vir ons die geld voorgeskiet en vir ons het daai gebou toe opgesit. En met die kommissie het ons dit betaal. Okay, daar was sekere dinge aan verbonde. Geen ander ou afslaers mag gekom het nie. Natuurlik nie, dis 'n Ja, ander plek. en maar okay, soos hy nog vandag staan, dit is hoe die mans dit betaal het. Ja, maar ek moet sê, skou, as ek nou kyk wat hier gebeur is diversifisering is kwai, dis baie. Ja. Dit is 'n goeie organisasie by mekaar. Daai een groot stuk sement wat daar voorgegooi is, het die munisipaliteit vir ons gegee. Hulle het gesê hulle wil vir ons iets borg toe, het hulle gesê okay, gooi vir ons hierdie groot stuk sement hiervoor. Toe het hulle dit vir ons gegooi. Jo, so. Nou, okay, ja. Philippolis is natuurlik nou bekend volgens my, wel wat ek weet. Want ons kom op baie skryf. Hierdie is die grootste, behalwe in Parys wat nou ingekom het. Ja. Is hierdie die grootste studentskou in die land. Ja. En ek dink dis 'n pleintjie en dit lyk my dis nog al die jare so. Weet jy, ek kan net vir jou dit sê toe ons die streekskou aan ons toegestaan is. Wanneer ja, okay, ons weet ek kan nie onthou wat dit was nie. Ja, okay, ons nou regtig ons moet Ja, gemaak nie saak, dit was 'n klompie jaar nou, nee. Nee, dit klomp jare. Het ons een van die vereistes is jy moet genoeg akkommodasie hê. En ek meen op daai stadium het ons 'n hotel gehad met 4, 5, 6 kamers wat natuurlik onvoldoende is. Wat ons toe gedoen het, hier was 7, 8 huise leeg gestaan in die dorp in. En toe het ons dit gehuur. By die mense gegaan, gehuur. En okay, my man was op daai stadium die president gewees. En toe het ek gegaan en vir die dames wat op die komitee is, nou in vriendinne gevra, man kan jy hoeveel beddens met lakens ensovoorts kan jy vir my voorsien? En gordyne natuurlik, want ek meen is mos leehuise. Ja. So het ons die hele distrik het ons gehelp en so het ons daai 7, 8 huise meubileer en vir die gaste gegee, vir die vertoners. Ja. Wow. Ja, dis iets. Dit wys net ek kan nou saamwerk as jy wil, né? Ek weet by my op die plaas al wat oorgebly het was net die bed wat ek en my man geslaap het. Die ander goed is als ingery dorp. Ja. Julle albei is maar van hier gebore. Ja, nee, saam skool gegaan. Sy het baie stout in die skool gewees. Selfde klas gewees en toe nader Bloemding, sy was in Kraddock gewees. En maar ek het vandag mense vra hier op die skou, maar ek het ons boer almal. Regtig ons boer almal. Dit is en vir jaar met die droogte is dit moeilik om hierdie skou. Ons is verbaas met die hoë standaard wat dit gehandhaaf het. Want ons boer almal, ek meen as mense nou groot dorpe en jy die finansies en jy die trekkers en jy die implemente goed en dan is dit regtig ek dink dit is nie so geweldig om skou aan te maak, maar dit was moeilik vir ons boer. Daar hou ek my hoed af vir ons president. Waaragtig, ek meen ek moet sê hulle het hierdie jaar en die hele ek sou sonder nie ek wil nie name noem maar regtig. Nee, ek moet sê want ek weet die jare, 'n paar jaar terug onthou was hier 'n bietjie water. Nee, jy met daai ding moet jy nou 'n perde gesien was hierso. Ja. Wat hulle nooit voor die en voor die bane. Ja. Nee, ek dink mense moet dit opper want daai jaar, ek weet nie vir 3 jaar terug was of 4 jaar. 3 jaar terug. 4 jaar terug. Ek meen hoe moet ons dit besef? Want dan gaan ons nou ek het persoonlik het my gevra gaan na Bloemwater toe. Baie goeie verhouding met die man wat daar was gehad. En dan sê hy nee, die reservoir is vol, daar gaan geen probleem wees nie. Nou hoe kan jy dit voorsien as 'n skougenootskap, daar gaan 'n water ding. Ek dink die perde mense moet dit so sien in daai lig. Ek het gister vir iemand sê nou boer jy.
jy kom 2 dae nie daar by jou, miskien waar bees betrok, jy kom nie daar nie, jou reservoir daar het 'n probleem gebeur, daar sit sondewater. Ek meen dit is onvoorsiene dinge wat gebeur het. Maar ons het water, het sy hoe dit daar gekom het. Het ons redelik gou in die pere het hulle water dink ek gehad het. Maar hierdie dam kos ons 'n baie klomp geld. Ja, ek sien jy het 'n nuwe dam opgestel. Dit baie klomp geld. En ons moes dit doen. Ons moes doen, ons het nie keer ons het dit gedoen vir die basies vir die pere vertoners. Want jy kan kyk, ek moet hy voorsien hy onderste stalle. En ons het 5000 liter tanks by die munisipaliteit. Het ons nou maar gaan leen en hulle het ook al vol water gestaan. So ons was so julle was gekeer van nee regtig ons het Sê wat ook 'n ander ding, want ek dink dit kan tel vir ander. Hoe hou julle die plek in stand? Deur die jaar, want ek weet jy gebruik hom nou een keer 'n jaar. Dis 'n goeie vraag. Van die jaar dan. Okay, ons het eenmal 'n jaar is hier 'n dorperveiling. Dit ook dan verhuur ons dit uit. En dan ons het maar daai man wat daar op die gronde bly wat dit versorg en kyk, jy weet, en ek kan maar net sê is baie betroubaar en vandat hy daar bly het ons nog geen inbrake gehad nie. Anders elke jaar is daar maar goed wat hulle ding is. Een van die grootste goed wat ons verliese wat ons gelei het is ek het foto's van al die presidente gehad van wat ek kon aandink en hulle het almal foto's gehad en hulle tyd onder hulle aangeskryf en na een skou het een gedink dit is goed om al daai goed uit te haal en die foto's te verbrand en die rame te verkoop. En toe kom 'n swart vrou na my toe en sy sê vir my het ons nie sulke foto's daar by die skou nie. Ek sê ja, sulke groot is. Sy sê hier is iemand wat sulke rame verkoop en sy sien hy verbrand die foto's. Kan jy dit nou glo? En toe ek inspring in ons ding toe hy al verbrand. Toe het niks oorgehou nie. Absoluut nie eers een nie. Okay, nog 'n ander ding wat ek weet nie of jy belangstel nie, jy moet maar die goeie is oor yskaste. Jy weet vandag is die dames so gelukkig. Jy weet ek dink daar staan 4. Ek dink ons het 2 nuus gekoop weet ek. So ek dink daar staan 4 vrieskaste behalwe die yskaste. In die vorige tye moes ons, ek weet ek het Bloemfontein toe gery met 'n bakkie, dan gaan hier ons by die roomysplekke hier ons yskaste. En dan bring ons dit hier na toe. En dan word dit nou aangesit en na die skou moet ons dit nou natuurlik weer terugvat. Die ander ding is ons het sakke ys van die koelkamers gekry. En daarmee het ons die drank en die koeldrank en wat jy gehad het moes ons koud hou. Want ek weet nog een keer was dit 'n groot ding, my man sê vir my seun hier is die sakke ys, sit nou al die bier in die goed daaraan, groot dromme oopgesny. En sit die ys daarin, ek gaan net gou iets doen. Toe hy terugkom, toe hy water ook by dit gegooi. Dis die ys besig om te smelt. Wat is die gouste wat ons dit weggegooi het, die water uitgegooi het om dit tog nie, die ys tot niet gaan nie. Een aand het die manne baie lekker gekuier en hulle besluit toe die een ou het 'n nuwe bakkie gehad en hulle sê toe vir hom hoe vinnig kan jy om hierdie baan ry? Hulle besluit toe hulle vat nou die tyd en hulle ry om en dit is 'n mooi enkeltydklas gewees. In elk geval en die ander ou sê nee, maar dit is natuurlik hopeloos te stadig. Ek het 'n GP. My GP kan baie vinniger hier omry. So gesê, so gedaan toe. Ry hulle om die GP om, maar dit was toe so vinnig toe om die draai toe val die GP om. In elk geval, die gevolg was, hulle het baie seer gekry, maar in elk geval, toe moes hulle, toe die oggend so hier by 4:00 toe bel hulle die president toe, sê hulle, luister ons het die GP omgegooi. Maar ons het ons lewe almal en die baan is nog intact. Die baan is nog reg. En ek het so gelag, ons het daar in
arena gesit en ek kan maar sê Rosanne sê toe daar so, ek wonder waar is Jack, my man? En ek kyk so, ek sê daar kom hy aan, sy sê ek wonder hoekom sy so krippel. Maar toe weet ek nou al van hierdie ding, want ek was in die kantoor toe kom een van die persoon wat die GP gery het, en hy kom sy hele arm is so blou, en ek sê, my jene, wat met keer jou arm? En toe vertel hy my van die reisies wat hulle gejaag het, so toe weet ek nou van dit. En toe die dominee het ook geweet van dit, dominee Haasbroek, en toe hy die oggend open met gebed, toe hy klaar is, toe hy sê toe net, en almal moet dit nou die skou geniet, en die persoon wat nou nog 'n spare part soek, hy het 'n paar opgetel, hulle kan dit by hom kry. Sê vir my, watter perd, as julle so moet terugdink, het nou vir julle, wat in julle mind vassteek wat al hier geskou het? Ek dink ek wil dadelik sê Springchair. Ja. Daai Mary. Ja, sy was uitsonderlik. Ek weet nie, mense sal daar seker nie rekords kan naslaan waar by Bloemendyn waar die name sit, maar sy was 'n besonderse Mary. Ja, iets wat ek opgemerk het. Baie van die perde wat hier wen, gaan wen in Bloemendyn. Is maar die wen. Ja, ek was daai een klas en nie gesê 3 die wat gister die watter klas was te sê dat ek is nie meer so op hoogte met die perde goed, maar sê 3 van daai was in Bloemendyn plase gehad. Ek dink amper die eerste 2, 3. Ja. Nee, want dit is so, ek kyk Final Countdown en al daai perde, kom wen eers hierso. Dan gaan hy na Bloemendyn toe en dan gaan wen hy daar. Ja. Ons spring baie rond, maar ek wil net sê aan die begin toe ons besluit ons doen dit uit liefde vir die saak. Regtig dit doen ons. Ek sê herhaal weer ons boer almal. Ja. Het ons daar bo waar die kombuis nou amper is. En dit nou wil ek my gedagtes verdwaal nou baie rond. Ek dink ons kan ons vrouens 'n groot kompliment gee met die geriewe wat klaar het, met die baie goeie kos wat hulle op die tafel sit. Regtig, die geriewe daar is, ons het nie geld nie. Die geriewe daar is regtig beperk. En dit is ook maar net boervrouens. Maar toe het ons beginne, dit was die skool se netbalbaan was daar gewees. En toe het ons houtpaal by koöperasie, ons hou van leen. Geleen, daai tyd het die spoorweë was nog aan werking, het 'n spoorweë seile gaan haal om die stal se muur te vorm en die dak. En ons het dit goed vasgemaak, maar ek dink hoe warm is daai spoorweë seile. Ons skou was eers aanvanklik Februarie. Ja. Was ons daar toe ons geskryf na die streeks gekom in November toe. Maar ek sê toe moes ons daai tyd was nog baie ek weet mense van de Westdorp het gekom, Martie Willivier, hulle het al baie keer beoordeel en maar ek weet spesifiek toe ek en Jacqueline moet in daai stalle gaan sê hier's nou julle stalle. Jo. Hulle het nie geweet nie en ons nie gedink om te sê, maar dit was ek dink dit was ons eerste streekskou. Ja. Maar ons het die bestaande stalle gehad. Ja. Maar om te gaan in daai seile in te gaan met die perd. Ek sê dit was baie verwag van ons, maar hulle het so aanvaar. Daai het net graag my vertel van die stalle. Stalle, jy het te veel geboek uit. Vertel ons 'n bietjie daai storie. Dit was 'n baie groot probleem geweest. Ewe skielik hier by Woensdag toe ek die stalle optel, toe sien ek het 10 perde te veel vir die stalle. En ek weet 'n perd wil 'n stal hê. Jy kan nie 'n perd onder 'n boom vasmaak of iets nie. En ek was baie bekommerd en Andrei Kolwer kom daar en hy sê, "Wat is dit nou?" Ek sê, "Ek het 10 perde en hulle het nie stalle nie." En hy sê, "Man, ons bou vir jou stalle." Ek sê, "Hoe kan jy? Dis Woensdag. Vrydag begin die skou, jy weet." In elk geval en hy geroep eintlik hy en Kobus was die groot menere gewees en die ander komiteelede en hy sê Anet het nie stalle vir nie, is hy uitgesit in wat ek baie bekommerd oor was en toe het hy hulle vir ons rietstalle gebou. Daar waar die ablisieblok nou is, daar was 10 rietstalle, het hulle gebou
en laat ons die perde daar kon insit. En ons het na daai jaar dit nog vir 3-4 jaar nog gebruik voor ons dit weer afgebreek het. Maar dit was 'n groot verligting. Maar so jy het eintlik die tydelike stalle ding begin hierso. Ja, die ouens dit ja. opsit. En toe moes ek nou die vertoners bel en sê, luister, ek het stalle, maar dis tydelike stalle. Maar ek het nie gesê is rietstalle nie. Maar dit was stewige stalle en dit was nie so warm soos wat Antie sê met die seile stalle nie, jy weet. Ek onthou, ek sien nou maar, ons het die yskaste gehuur en weer teruggevat. Die lint wat om die baan is, het ons gehuur. As hierdie lint nou julle sin. En tot ons een kon bekostig en nou is dit ons lint. So ek meen, nou, mens moet maar onder begin en dan regtig. Maar ek moet sê hierdie baan van julle is een van die meer veiliger bane. Dat gaan nie. Ja, ek dink hy kort 'n bietjie lengte, maar ek meen ons maar daai tyd so, ek meen dit besef ons. Daai baan was op daai stadium was dit die baan se vereiste gewees. Ja, as jy nou gisterand gesien met 13 siertuigperde is dit bietjie moeilik. Ja, maar nou enkeltye. Dit is eintlik waar die ding so. Ja, want jou spasie. Kyk as jy hom nou lank gemaak as hy so wat kan dan mense hom langer maak. Nee, kyk en ek noem dit ou plaas nie jou eie besyn nie. Daai platdak is nou grappenderwys wat jy as jy inkom in die skool het Jack en ek het ons maar materiaal aangery, sement en goed. En Isak Nel, die wat ook perde gehad het, hy het die slaghuis gehad, dan moet hy nou vir ons in die môre noem maar die raamwerk kom opstel. En nou hy was baie besig ou. Dan het hy nou eers sy worsresepte by die slaghuis uitgewerk en dan het ons nou maar partykeer laat begin. Maar hoe hy gemeete weet, want dat mense kan kyk, een kant is 17 stalle, en dis presies die regte maat en aan die ander kant is 16. Ons het seker gefeier word maar dit het ons gedoen. Regtig, ons het nie ons kan nie bekostig, ons het nie finansies daarvoor. En dit is ons maar en Isak Nel het daai blokke al langs aan wat ook geboer het. Dit is ek meen dit is nie so goed gebou maar hy het sy hand op sit so sê as hier niemand is nie gaan ek dit doen. Dit is ek meen die mense het baie opgeoffer daar regtig baie. En dit is nou so wat ek nou gesien het, lyk vir my as jy meer stalle het gaan nie meer perde kom op. Ek dink so. Is oortuig daarvan. Ja. Maar ek onthou so 6 jaar terug of 7 jaar terug toe ons hier so was, toe jy die tydelike stalle daar gehad daar waar daai afdak nou is. Jy het by die 300 perde gehad. Ja. Sien daai afdak het ons ook gebou met die oog op om stalle in te bou in dit in. Maar nou ja, finansies is maar 'n probleem. Ja, maar hy kan nog steeds tydelike stalle bou. Ja, hy kan nog altyd. Net soos wat hy nou daar was. Ek meen met die beeste. Beeste wat hulle ek dink dat ons het op Parys so geskou. Nee, dit is so, maar ek sou sê alright, bloeende daai stalle kos ons ontsettende klomp geld. En dan kry meer partykeer vir vertoons gaan nie met 'n lekker hart daarin nie. Jy weet dit kry jy ook. So ek sê vir jou ons die tyd van die jaar skryf, dan verkies ons daai tydelike stalle want hy's koeler as die ander stalle. Nee, dit is so. En daar's 'n trek deur daar. Ja, hoor die sterkte vir julle vir volgende jaar. Ja, dankie. Ons het dit nodig. Ek kan nog net sê daai jaar wat ons nou 'n waterprobleem gehad het ek die oggend 5 uur wakker geword en ek lê redelik laag. En toe ek die kraan oopdraai, toe sien ek hy druk en ek bel die president, hy was Kobus de Beer. En ek bel hom en ek sê jy moet sorg dat daar water is. Hier's nie water in die dorp nie. En dit is ook maar daai watertanks van Otterskloof het ons gehad. Maar hy het hulle gelukkig gereël. En die oggend staan ons in die kantoor en Koekie de Villiers kom daarin en sy's baie ontstel. Dit was 10:30, ek het op my oorlosie gekyk. En sy sê my perde het nog nie water gehad nie en nou wil ek water hê. En toe ek so afkyk, toe sien ek die waterkar kom daaraan en ek sê draai om en gaan na jou stalle toe, daar kom jou perde se water. Sy sê waar is dit? Toe sien sy kom die waterkar aan. So dit was net regtig die regte tyd wat hy daar aangekom het. Nee, ek wil net sê ek dink
mense maak hulle harte oop vir Philippolis. Want daai Rondaal, daar waar die kroeg en die dinges is, was vroeër 'n sementdam. Sy pomp is nou nog tans aan. Ons het 'n redelike sterk lekker boor gehad daar. Wat is water vir toe die terrein nog sportterrein was vir die skool, het sy en Philippolis nog 'n voetbalspan daai tyd gehad. En 'n borg wat nie libbe gekry het daai dag gratis, nê? Ja. Vir ons kom opsit. Nou dit is 'n geweldige pluspunt. Ja, ek meen dit is regtig en ander ek wil amper belang en seun se naam ook noem. Ja. Met hulle vanjaar ek praat dan korrek, ek dink was kort onder die 400 plante en struike gegee. Sit dit om in geld en ek meen ons die mense is se harte is oop vir ons, maar die finansies is maar die ding. Ja, maar hierdie jaar is hy maar swaar oral vol. Nee, dit is so. Dit is Die so. groot moeilikheid is ons is eenmal 'n jaar wat jy die skougronde gebruik ten volle. Als iemand het net gisterdag gesê, kan ons nie nog iets aanbied nie. Als is nou so mooi en skoon en als is reg. En dan is dit eintlik 'n vermorsing om te dink nou gaan staan dit Ons weer. oorspandeer. Ja. Is nou af van die perde af, maar ek wil net met die Saterdag voor ons skou. Het ons 'n skaaphond kompetisie hier. En hy tel op. Hy neem toe die getalle. En dit is regtig baie interessant. Wat jy sien wat mense vermag met skaaphond om en dit klink nou lelik vir my om te sê, maar ouens gaan my kruisig dalk. Maar die wol en die skape dra maar het vroeër jaar in ons tyd het hulle maar die salpere gedra. Verseker. Want soos jy sê oes hulle is hulle of die veiling hou en hulle gee vir jou dat. Ja, Maar ek weet soos Magagong skout in die sin, hulle het 'n groot veiling daar. En daai kommissie gaan skout toe. Dis hulle die ding. Maar Attie, ons het mos daai 1 jaar onthou was Zola Bat ook hier gewees. Ons het mos nie van daai. Ek kan dit nie meer ek weet net Zola Bat en hier was nog ander baie goeie atlete ook maar om mense te trek. Het ons tussen 12 en 2 dink ek het ons atletiek aangebied en sy het hier kaalvoet gehardloop hier by ons. Nee, gelukkig is hy nie dubbeltjies nie. Ja. Gelukkig nie. Ja. Maar is lekker om te hoor hierdie skou ons regtig. Ek het min negatiewe kommentaar gehoor. Regtig min. Hierdie skou was fantasties. En ek wil noem net Aby Malang, ou Springbok kaptein. Hy sê toe hy die dorp uit van Appington kom wel hy het 'n perd van gery. Van Appington af kom die dorp so inry, dis dink hy, hy weet nie. Toe sê hy het gesê hy kan nie dink dat dat die skoukomitee so iets kon verrig toe hy daar aankom nie. Ek meen mense het sulke dit is so wonderlik om dit te hoor. Om ons probeer net, dis al wat ons kan doen.